Bear Grylls het 'n program gehad, Ultimate Survivor, en dit was een van my gunsteling programme om te kyk. So vandag in ons finansies gaan ons 'n bietjie survivor mode gaan. Ons praat oor koninkryk finansies, ons praat oor die guns van die Here, ons praat oor hy besit alles en ons is net goeie rentmeesters. In die vorige episode het ons nou 3 goue reëls gekry wat jou spaarstrategie kan na die volgende vlak te vat en jou kan ondersteun om jou langtermyn doelwitte te haal. In hierdie episode praat ons oor survivor. Afrikaans sê dit nie so lekker nie, oorlewing. So oorlewing klink baie desperaat. Maar in die Engels praat hulle van survivor. Nou die ultimate survivor van Bear Grylls kry hierdie prentjie. Hy staan by die ingang van 'n vliegtuig, hoeveel voet ook al, duisende voet in die lug. En al wat jy sien met die kamera is hierdie klein eilandjie in die onderkant, klein eiland. Hy het net sy valskerm aan, hy skaalvoet en 10 bene mes in sy sy. En hy praat 'n bietjie in die kamera en die volgende oomblik spring hy uit. En dan gaan hy. En as 'n jong man, was dit my baie opwindend geweest. En ek het daai episodes van Ultimate Survivor gekyk. En dit was vir my verstommend geweest dat hierdie man in enige situasie in kon gegaan het en met die vaardigheid wat hy gehad het, kon hy geoorleef het. In regtig desperate omstandighede het hy dit altyd oorleef. En in daai episode het hy in die see geland en hy ver geswem in hierdie klein eilandjie en hoe hy oorleef het op hierdie eiland was net vir my fenomenaal. Ek kan onthou, hy het vir hom 'n bed gebou met bamboes wat bo die grond was. Hy het vir hom geete gemaak, vir as dit reën het hierdie geete vir hom water voorsien, wat hy gemaak het met kokosneute waar hy gaatjies in gemaak en dit het net strategies opgehang het. Fenomenaal geweest. Hy het vis gevang, hy het krab geëet, slakke, skulpe, enigiets wat hy in die hande kon gekry het. Kreewe, krappe, alles wat beweeg het en geleef het hy gemaak. Hy het vangstrikke gemaak vir voëls en op hierdie eiland waar niks eintlik regwaar gelewe het nie, het Bear Grylls geoorleef en hy het eintlik op 'n stadium gelyk asof hy so goed is, so gelyk dat hy nie regwaar gered moes gewees het. En op 'n stadium het hy begin 'n vlot bou en 'n roeispaan en toe die weer lekker is en reg is, hy op die water en hy het uitgevaar en éventueel was hy gered gewees. So hoekom praat ons oor oorlewing? Hoekom praat ons oor survival mode vandag? Dit voel net vir my, partykeer kom ons in die lewe in situasies waar ons realiteit geruk word en op daai desperate oomblikke sit ons in posisies waar ons baie vinnig nuwe idees kry, ander geleenthede raak sien en ons bonatuurlik net idees begin dink omdat ons in daai druk omstandighede is, die omstandighede verf laat ons anders moet dink van 'n situasie. 'n Paar jaar terug het ek so iets beleef. Ek het vir 'n maatskappy gewerk. Dit was seker so 130 personeel gewees, maar baie sterk maatskappy gewees. En ons het net gerugte gehoor van dinge gaan nie so goed nie. En die volgende oomblik het hulle ingestap van hoofkantoor af en net ons gesê aan die einde van die maand maak almal klaar en ons het pakkette begin gesels om die besigheid toe te maak. En ek kan onthou, in daai situasie, in daai moment, was dit asof jou wêreld regwaar geskit was. Ek moes gegaan het in 'n survival mode ingewees. Ewe skielik het dinge wat altyd belangrik was en van my finansies gevat het, ewe skielik was dit valslik daar gewees. Dit was nie eintlik so noodsaaklik om die goed in my lewe te hê nie. So toe ek in daai desperate oomblik ingegaan het, in daai desperate posisie ingegaan het, is dit asof my oë oop gegaan het en ek het gesien hoe ek van my fondse en van my inkomste so eintlik onnodig weggegee het, dat baie dinge was nie nodig geweest nie. Dis onnodige uitgawes wat ek gehad het, wat ek dadelik kon gesny het en my in 'n beter posisie gesit het. Dadelik het ek gekyk, hoe lyk my finansies vir die volgende maand, vir die volgende 3 maande, vir die volgende 6 maande, as my situasie nie verander het nie en ek kry nie inkomste nie, net hoe sou ek geoorleef het? Ek het baie planne gehad, ek het baie idees gehad, my persepsies het geskuif, ek het net so in 'n oomblik het ek alles rondom my verander.
En ek dink tog, dis iets waaroor ek en jy gereeld moet aan dink. Ons raak so gemaklik en ons kom so in 'n groef in, dat ons dink dit gaan vir altyd so gaan. Maar tog, omstandighede verander. Wil ek hê jy moet in so 'n situasie inkom? Glad nie. Glad nie. Ek dink dis een van die desperate plekke waar 'n mens kan wees. En dank die Here, op daai stadium was ek nie getroud nie en ek het ook nie kinders gehad nie, want dan dink ek die benoudheid sou baie groter gewees het. Maar daai baie wat hulle in daai desperate omstandighede vind, dis 'n gesonde gesprek om met jouself eerlik te hê so nou en dan. Wat as my finansiële posisie verander? Wat as daar 'n groot krisis is? En ons kyk met daai oë na ons finansies, dan kan ons dalk baie goed identifiseer wat onnodig is en wat net ons inkomste opeet. En ons nou dink is belangrik, maar aan die lang termyn is dit nie regtig waar nie. Wat sê die woord? Ek lees vir ons in Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? As gelowiges het ons hierdie pragtige belofte in Matteus 6 wat God tot sê, mens, kyk na die voeltjies, kyk na hulle woeker nie en hulle maak nie bymekaar, hulle het nie skure nie, maar tog voed die Here hulle. So ons kan ook met berusting wees dat ons basiese behoeftes sal gevul word. Ons hemelse Vader sal ons nie beskaamd laat staan nie, en dit gee vir ons baie vertroosting in Matteus 6. So ons hoef nie bekommerd te wees wat ons gaan eet of drink nie, of wat ons gaan aantrek nie. En hy sê ook, is die lewe nie meer as dit nie. Ons laat so toe dat die bekommernis van hierdie wêreld en die prentjie wat die wêreld skep, laat so dat ons soveel bekommernis oor allerlei dinge het. En hy sê net, vertrou my. So oorlewing in Survivor gaan nie net vir die volgende ete of gaan ek hierdie aand uitmaak, ek moet 'n vuur kry om lekker warm te wees nie. Dit gaan ook om 'n langtermynplan te hê, om 'n bietjie verder te dink. Hoe gaan ek hulpbronne bymekaar maak? Wat is rondom my wat ek kan gebruik? Wat is daar nutteloos, maar wat ek tot waarde kan maak? Ek sit en dink sommer net as ek in my eie garage gaan instap, of jy kan dalk self ook gaan stap 'n bietjie in jou motorhuis rond, stap in jou garage rond en kyk 'n bietjie rond. Daar's 10 items wat jy 'n paar maande of 'n paar jaar terug so opgewonde was om te koop. Daai motorfiets, daai boot, ek kan dink aan 'n kajak wat ek vir myself gekoop het. Ek het gedink, hierdie is 'n game changer. Ek moet hierdie ding hê. Dit gaan avontuur losmaak en ek het daar geld gespandeer en die opgewondenheid het maar mettertyd afgeneem en weggegaan en nou staan daai item net in jou garage. Maar op 'n stadium het dit jou so opgewonde gemaak. En dis waarvan ek praat. Hierdie wêreld gaan nooit vir jou vrede en genot bring nie. Wat wel doen is Jesus, is die woord en dis God en sy plan vir my en jou lewe. En dis waarop ons moet fokus. Ons moet regtig maar skuif na 'n plek toe waar ons net sy stem hoor en die wêreld kan uitloop. Want as jou selfoon soos myne is dit tussen die 22ste van 'n maand na die 2de toe, is dit oorlog op my selfoon. Dis boodskappe en SMS'e en WhatsApps wat deurkom van besighede wat so my aandag soek, want hier's nou 'n promosie en hier's die nuutste ding en hier's 'n special wat nou in is. Hulle soek my aandag, hulle soek eintlik maar ons geld en hulle wil hê bestee jou geld hier voordat jy dit op enigiets anders is. So hulle vat so jou aandag. Hulle is so besig om ook 'n deel van jou wat hulle wil hê. Dis regtig waar oorlog oor maandeinde en jy moet jouself beskerm en weghardloop van al hierdie dinge wat jou aandag soek. Moenie spandeer wat jy nie het nie. As Bear Grylls op daai eiland sit, kan hy nie botteltjies water daar net optel en gebruik nie. Hy kan nie iets gebruik wat hy nie het nie. So moenie spandeer wat jy nie het nie. Ons hoef nie iemand te beïndruk nie. Ons het niks om te bewys nie. Dis jou reis, dis my reis en ons elkeen doen dit die beste van ons vermoë. Iets wat ek toepas as 'n besparingsstrategie in ons finansies is as ek 'n groot aankoop moet doen of wil doen,
dan bepaal ek 'n sekere persentasie van my inkomste. As dit bo daai bedrag is, dan gaan sit en dink ek eers daaroor. So jy kan self besluit 10%, 15%, 50% van jou inkomste, of ook 'n bedrag as dit meer as 5.000 is, of 15.000 of 10.000, net soos wat jou finansies dit toelaat. As dit groter is as daai bedrag, dan gaan vra ek 2 vrae. Is dit nodig of is dit nou net lekker? So in Engels sê dit eintlik beter. Is it a need or is it greed? En op daai antwoord bepaal dit my volgende aksies. As ek besef dit is 'n greed, dan sal ek 3 dae kans gee. Ek sal net kyk op daai impulsiewe aankoop of daai emosie wat ek dalk ervaar van, ek het hierdie ding nodig. Dit gaan iets verander in my lewe, of dis opgewonde of so. 3 dae gee kans dat daai gevoel en emosie net weggaan, en dan dat ek seker in my hart is, laat ek dit wel moet koop. Maar as dit noodsaaklik is, dan sal ek ook 3 dae kans gee om net te oordink en te kyk, is dit die beste opsie in die mark? Is ek seker dat hierdie aankoop regtig waar die verskil gaan maak as wat dit gaan doen? En op daai manier dan maak ek 'n besluit hoe ek my geld gaan spandeer. So die uitdaging van die week. In die week wil ek net hê jy moet 'n bietjie oordink. Stap dalk in jou garage, kyk daai items wat iewers regtig waar vir jou opgewonde gemaak het, maar wat nou maar net 'n doekie oor het, of wat net vol stof staan. En besef dat ons goed koop wat ons nie nodig het nie. Maar op tye voel dit vir ons het dit regtig waar so nodig. Dit gaan ons lewens verander. Besef daar's valsheid in die wêreld. Beskerm jouself, veral oor die maandeinde periode waar almal jou so bombardeer vir jou aandag en vir jou geld. Maak seker dat as jy iets groots koop, laat jy seker maak is nie net 'n emosie en 'n tydelike ding. Gee vir jou 3 dae afkoelperiode. En sit jou dalk ook 'n bietjie onder druk en vra daai vraag. Kyk na jou finansies en vra daai vraag. As iets nou groot sou gebeur het, is ek besig om my geld op die regte goed te spandeer? Het ek voorsiening vir die volgende 2 maande, 3 maande, 6 maande? Kan ek 'n survivor mode ingaan en verseker dat ek staande bly en my gesin ook? En dankie Here, hy het vir ons skrif gegee in Matteus 6 wat hy sê ons hoef nie bekommerd daaroor te wees nie. So ek wil nie vrees saai nie, glad nie. Ek sê dankie Here dat U in ons slegte tye, in ons tye van nood, juist daar is wat inkom en ons toemaak. Baie dankie daarvoor ook. Maar ek wil die gesprek net oopmaak om seker te maak dat ons nie onnodig ons geld spandeer op goed wat eintlik nutteloos is nie. Want die oomblik as iets verander, gaan jy in elk geval nie meer geld aan toe gooi nie. So hoekom nou? Dit kan dalk fondse wees wat jy kan losmaak en op iets beter spandeer. Dis my gedagte vir die week. So baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Ek vertrou jy het iets ontvang en iets wat jy kan toepas prakties in jou finansies om ook 'n wen te maak. Ek gaan net vir ons afsluit. Dankie Here Jesus vir elkeen wat luister. Here, dankie dat U bemoeienis maak. Dankie vir die belofte in Matteus 6. Here, laat U sê ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons gaan drink en gaan eet en wat ons gaan aantrek nie. Is ons nie baie meer werd as mos nie. U sal voorsien. En dankie Here dat U 'n Vader is wat voorsiening bring. Ons eer U daarvoor. Ons is lief vir U in Jesus naam. Amen. Wees geseënd en wees versigtig daar buite met jou finansies. En wees soos 'n survivor, gebruik alles in jou vermoë om te wen en te bepaal wat jy met jou finansies wil doen. Toneseer. Ultimate survivor. Hallo, môre. Nie môre nie. Nog 'n beginsel wat ek toepas in my finansies en wat jy kan gebruik, is wat noem ons dit? Toe ek jonger was daar 'n reeks van Bear Grylls, Ultimate Survivor. Dit was my gunsteling reeks. Hy het die klomp skills gehad, ek kan hom nou net survive. So die gedagte wat ek vandag vir julle wil los, moet nooit spandeer wat jy nie het nie. Dit klink soos die nooit 100 reël. Miskien net vir die voetjies daar. Ek probeer die laaste een. As dit dan kom by 'n groot aankoop, jy kan self bepaal